Ja, môre ouens. Interessant goed wat die laaste paar dae afgespeel het in FSA spesifiek. So ek wil gou 'n videoetjie maak oor dit. Daar's baie aspekte wat ons moet bespreek betreffende die poging om vir Trump uit te haal, vir Trump te skiet. Ja, omdat daar soveel disinformasie en waninformasie alreeds in die omloop is rondom die hele storie. Ek dink mense moet 'n bietjie meer na die details kyk. En ek dink 'n beter mening oor die ding opmaak en vel, want it was very significant. Moenie 'n fout maak nie. Ek dink dit het in elk geval die Amerikaanse presidensiële verkiesing wat in 'n paar maande van hier af opkom, reeds beklink vir Trump. Daar's geen manier dat hy na so 'n insident en met Biden wat nie meer in die resies is, enigstens 'n vrees hoef te hê dat hy nie sal wen nie. So ek dink ons is redelik verseker van 'n Trump presidentsie as hulle nie nog sports uithaal voor die gegewe verkiesingsdatum nie. Goed, ek wil vinnig met julle bespreek die narratief wat geskep word deur die linkses. Was my baie interessant na die voorval of baie kort na die voorval plaasgevind het. Ons praat van die eerste paar minute, eerste paar uur. Hierdie linkse media in die VSA probeer om die ding af te maak as Trump wat geskrik het vir 'n ding en Trump wat geval het op die podium waar hy dan nou sy toespraak gelewer het en op die einde moes hulle toe na maar toegee. Dit was 'n skietvoorval. Die ding was hom net te blaatant geweest. So dis die een kant wat 'n baie snaakse narratief vir ons opgestel is. Die ander kant is natuurlik die hardcore diep conspiracy theorists en ek self word seker nou maar gesien as 'n conspiracy theorist, so ek kan nou nie myself buite daai groep gaan plaas nie. Maar daar's 'n baie diep groep wat natuurlik vir ons sê hierdie is alles net een groot vermaaklikheid. Dis soos 'n movie wat hier voor ons afgespeel is. Die ouens wat deelgeneem het is almal crisis actors, al hierdie goedjies wat ons baie keer hoor met hierdie skietvoorvalle in die VSA. Mense is wat net kom sê, maar dit was absoluut nonsens wat hier plaasgevind het. Ek is nie heeltemal oortuig dat ons hier sit met iets van daardie aard nie. As jy die Amerikaanse politiek die laaste paar jaar dophou, is dit so dat Trump keer op keer, na my mening, homself bewys het as 'n ou wat wel betroubaar is tot 'n sekere mate. Ek is nie heeltemal, die jury is nie heeltemal uit vir my oor no pun intended, oor Trump nie, maar ja, ek kan nie myself regtig versoen met die idee dat Trump deel is van die deep state en hy is deel van die speletjies wat gespeel word nie. Trump maak foute, hy maak kritiese foute en dit word aan die groot klok gehang elke keer. Hy maak klein foutjies, dit word aan die klok gehang en jy kan sien hoe nydig en hoe snedig die hoofstroom media in die VSA teen hom is. Jy sou iets anders verwag het. Ja, hy is nou die anti-hero, ek verstaan die rol wat hy speel, maar jy sou ietsie anders verwag het waar die media op 'n stadium sou draai en dan het jy nou hierdie groot heldeverening wat 'n mens daarmee sou saamkry. Dit het nog nooit gebeur nie. Hy is uit die kussings gelig in 'n verkiesing wat ooglopend gekook was. Daar's nie by my enige twyfel. Daar was 'n klomp baie snaakse goed wat plaasgevind het met die vorige presidentsverkiesing nie. En Biden het natuurlik toe die president van die land geraak. Goed, kom ons gaan gou na die details van die voorval toe. Die ouens wat miskien nog nie al die video gekyk het nie, of wat miskien in hierdie tyd in mekaar geraak het met te veel inligting. Baie eenvoudige scenario wat afgespeel het. Trump was besig om in een van die landelike gebiede in die VSA toespraak te lewer tydens sy verkiesingsveldtog. Terwyl hy op die podium gestaan het, ironies genoeg, hy het gekyk, of interessant genoeg, hy het gekyk in die rigting van 'n inligtingbord en die volgende oomblik sien jy dat Trump duidelik bewus word van iets wat hom pla en dan besef hy. Ek dink daar was ook geluid gewees. Ek gaan nou vir julle verduidelik waar die geluid vandaan kom. Daar's groot fout en toe is daar die gestorm van die veiligheidssekuriteit of die sekuriteitpolisie rondom hom, die veiligheidsmanne wat hom toe nou afgevoer het en net voor dit weet julle is dit waar hy nou die fight armpie in die lug gesteek het. Daai ikoniese foto wat ons seker vir die volgende 20-30 jaar op 'n gereelde basis sal sien. Goed. Baie vinnig daarna het die berigte vir ons gesê
'n baie jong man wat omtrent 120 meter verder van daar af op die dak van 'n ander gebou gelê het. Hy het 'n skoot geskiet. Hy het toe verder 3 skote geskiet. Sover ek kan tel, ek dink tussen 4 na 5 skote toe in totaal is afgevuur. En een van die skote was suksesvol tot die mate dat hy vir Trump getref het. Hy het natuurlik nou nie vir Trump gedood nie, dan sou dit nou heeltemal 'n ander storie gewees het. En ongelukkig in die skietery is 'n heeltemal 'n onafhanklike persoon, iemand wat glad nie in die politiek is nie, glad nie betrokke is by Trump, meer as wat hy nou maar net is as 'n ondersteuner wat die dag die verrigtinge bygewoon het nie, is toe gedood. Na my mening 'n held. Ek gaan nie eers vandag sy naam noem nie, ek bring hom in heldeverering, en ek wil nie sy naam gaan rondgooi in 'n video wat oor politiek gaan nie. Dis 'n ou wat basies voor sy familie ingespring het, sy familie beskerm het en ongelukkig sy getref en hy staan nou dood. Goed, die skieter self, die jong man, hy is inderdaad ook doodgeskiet. Binne 3 sekondes na die skote afgevuur is, daar was snipers op die dak gewees net agter Trump. Jy kan dit ook op footage sien. Het hulle die teiken geïdentifiseer en hy's dadelik gefusileer. Hy's dadelik doodgeskiet daar op die dak. Goed. So dis die kort scenario, die vinnige weergee van wat nou die dag afgespeel het. Trump is vandag afgevoer na 'n plaaslike hospitaal. Hy's dadelik medies behandel. Lyk vir my dit was 'n redelike ligte klein vleiswond wat nou maar aan sy oor is, en almal spot al die memes hardloop klaar waar selfs die biefstukke nou al hulle plakkers en hulle pleisters op die ore het. OK, kom ons bespreek gou hoe die skieter op die dak gekom het. Baie interessant. Daar was 'n leer gewees. Hy het die leer gevat, hy het op die dak geklim. Hy het blykbaar vir 'n wyle op die dak gelê, soveel so dat daar footage is van gewone mense, bystanders wat net eenvoudig die ouetjie afgeneem het en dit was vir hulle snaaks, hier lê 'n persoon op die dak. Daar is op hierdie stadium reeds klinkklaar bewys dat die sekuriteitsmeganismes van die Amerikaners wel vooraf bewus was. Daar is iemand wat snaakse goedjies aan die doen is. Hulle het nie na wense opgetree nie, hulle het niks verhoed nie, wat in dit self al klaar 'n paar rooi vlae vir my laat opgaan. Die feit dat hierdie mannetjie op die toneel aangekom het, geweet het daar is 'n leer, die leer teen die muur gaan sit het en op die agterkant van die gebou opgeklim het en vir 'n wyle op die dak gelê het en niemand het regtig hulle gesteer daaraan nie, is ook rooi vlae vir my. Die feit dat hy geweet het daar's 'n leer en geweet het waar om te gaan lê, is miskien nie so verregaande nie. Jy moet onthou, in hierdie geval hy het homself waarskynlik oor dae lank voorberei, indien nie weke of maande nie. So hy sou waarskynlik die hele gebied gaan fynkamp het, gaan sien het waar sy vantage points is, waar hy kan lê, waar hy kan wegkruip, al hierdie goed. So dis nie vir my so verregaande dat dit kon gebeur het, maar net plotseling nie. En dan weet ons ook dat die mannetjie met 'n voertuig gery het en in die voertuig na die tyd het hulle dan plofstof gekry. Weet nou nie wat hy met die plofstof sou gedoen het nie, is my snaaks. Jy weet nie wat in so 'n mannetjie se kop sou aangaan of wat die beplanning daar rondom was nie. Maar ja, dit is ook feite wat ons weet. Wie was hy, waar pas hy in? Daar's nou baie spekulasie. Ons weet vir 'n feit dat hy 'n lid was van die Demokrate Party. Ons weet op 'n stadium was hy 'n lid vir 'n baie kort tyd, 'n lid van die Republikeine Party. Ons weet dat hy klein skenkings na albei die partye gemaak het, maar daar's niks regtig wat hierdie ouetjie uitsonder as 'n fanatikus na een van die twee kante toe nie. Goed. Kom ons praat oor die wapens wat gebruik is. Sover ek kan aflei, die mannetjie geskiet met 'n relatief goedkoop AR, wat in Amerika genoem word assault rifles. Dis maar die civilian weergawe van die Amerikaanse M16 diensgewere, gewere wat al dekades in omloop is. Die M16, Eugene Stoner was die ontwerper, die ontwikkelaar van die vuurwapen terug in die dae van die Vietnamoorlog. Nou kom ek bespreek die kaliber. Die ronde self is 'n interessante ronde. Dit is 'n redelike groot casing. Hy dra redelik springstof. Wel, dis nou die verkeerde term daarvoor. Dryfmiddel. En ja, en dan is die ronde afgenek tot 'n baie klein kaliber, 223 in civilian talk,
In Amerikaans word dit genoem 5.56 NATO. Baie bekende kaliber in Suid-Afrika ook, die ouens wat in die Kalahari skiet, die ouens wat in die Karoo vlakte skiet en in die Vrystaat skiet, klein wildjag. Hulle is baie vertroud met die kaliber. Dis 'n klein, en nou weet ek jy ouens gaan vir my sê 100 koels. Klein koeltjie, 'n klein punt wat gedruk word deur 'n baie groot hoeveelheid dryfmiddel agter hom. Hy skiet baie plat, hy skiet baie vinnig, maar dit is 'n klein kaliber. So met ander woorde, jy moet jou shot placement moet 100% wees as jy wil jou teiken dood hê. As jy as jy 'n jagter is die dier wil doodmaak, of in hierdie geval waar jy ook die ding gebruik het as 'n sniping rifle, dan jou teiken. Goed, Amerikaners, niemand snipe met 223's nie, die kaliber is te lig. Dis nie 'n sniping kaliber nie, dis 'n kaliber wat vir troepies ontwikkel is, wat nie snipers is nie. Juis hoekom hulle dit 'n klein vinnige kaliber maak. Dis 'n plat skietende punt. So met ander woorde, jy hoef nou nie vreeslik te marksmanship aan te leer en vir ure en ure en ure op 'n skietbaan te lê en jouself te vergewis van die ballistiek van hierdie ronde nie. Dit was hoekom dit in die eerste plek van die Amerikaanse troepies en later vir die NAVO NATO troepe dan ontwikkel is. Dit bring die level of marksmanship af, omdat jy 'n kaliber het wat van nature baie plat skiet. Goed, omdat dit klein kaliber is, soos ek sê, en dit is vir my interessant, dit wys vir my hierdie ou se roekie, hy weet nie hoe hierdie goed werk nie, hy ken die ballistiek regtig baie goed nie, hy weet ook nie wat die impak op 'n liggaam gaan wees nie. Hy het vir Trump se kop geskiet. Nou, om 'n 223 op 120 meter te gebruik vir kopskote is nie 'n verregaande ding om te doen nie, maar die kans dat hy sou raak skiet is relatief klein geweest. Ons praat nie van 'n hoogs opgeleide marksman wat hier lê en skiet dit nie. Ons praat van 'n jong seun wat heel waarskynlik maar af en toe 'n bietjie op 'n skietbaan gelê het. Lyk my ook sy vuurwapen was nie toegerus met enigstens 'n hoë sterkte teleskoop nie. Dit was eerder daardie kleiner tipe van mikmeganisme wat mense deesdae op vuurwapens kan sit, meer 'n velditem as 'n sniper ding. So weer eens die geweer self was nie regtig toegerus vir die rol wat hy wou aanwend nie. Hoekom sê ek hy was 'n ek wil amper sê 'n totale amateur rondom hierdie goed. Goed, 223 beweeg baie vinnig, en as daai koeltjie in die teiken se liggaam ingaan, gaan hy miskien so 4-5 duim nog stabiel wees, en dan begin dit tolle aan die binnekant. En dan maak hy skade, en hy gaan heel waarskynlik nie overpenetrate as hy deur baie dik massa moet beweeg, nie spiermassa moet beweeg, of been of vet nie. En hy maak 'n groot gemors daar aan die binnekant waar hy bly tol en bly skade aanrig. So met ander woorde, met so 'n kalibertjie sou jy nie noodwendig dan 'n headshot vat nie, jy sou eerder 'n body shot vat, en jy sou waarskynlik 'n baie groter kans op sukses gehad het om ten minste groot skade aan te rig. Jy moet onthou, as daai koeltjie daar binne begin tol, sny hy af alles wat hy raak, en die impak van die koeltjie wat vinnig beweeg, dit self, die skokgolf wat deur die liggaam gaan, is baie keer genoeg om dood te veroorsaak. So die ouetjie was 'n totale amateur geweest rondom die goed. Waarmee is hy geskiet? Die Amerikaanse magte gebruik op hierdie stadium 300 kalibers. Die ou 308 is in die ou dae gebruik. Die 792 rondes. Ja, op hierdie stadium, sover ek kan vasstel, is die snipergewere wat die Amerikaners gebruik, meestal gebruik 300 Winchester Magnums. Dis 'n 300 Magnum kaliber. So dis 'n groot vet slak koel wat gebruik word met 'n klomp dryfmiddel agter hom. Hy beweeg vinnig en hy skiet plat, en jy het massiewe slaankrag. So baie groter ronde as 'n 223. Dis 'n absolute sniper tipe van 'n kaliber. Weerens in Suid-Afrika, die jagter sal die kaliber ken. Hy's nog groter as 'n 3006, by the way. So dis 'n groot kaliber, dis 'n Magnum kaliber, so jy gaan hom nie noodwendig op 'n jagveld gebruik nie, tensy jy suiwer met die doel daar is om net eenvoudig uit te dun. Maar weer eens, dan die koste van die rondes gaan 'n groot probleem vir jou raak as jy 'n jagter is wat op so basis skiet. So dis nie regtig 'n jagkaliber nie, dis meer 'n militêre kaliber. En sover ek kan aflei, was daar 'n enkele skoot waarmee die Amerikaanse regeringssniper, sekuriteitsdienste sniper, dan die aanvaller uitgehaal het binne 3 sekondes.
binne 3 sekondes nadat mense besef het wat aan die gebeur is. Weereens, daar word nou baie storieetjies gesê, of baie storieetjies gepraat, maar hoe sou die sniper so vinnig sy teiken kon acquire? Onthou daai man is hoog opgelei. As 'n ding beweeg, hulle oë is ingestel, as 'n ding beweeg wat nie daar moet wees nie, is dit dadelik gefokus, en as die teiken geïdentifiseer word, gewoonlik deur die sniper self of sy spotter, hulle is gewoonlik mos 2 manne by mekaar, haal hulle hom uit. That's it. En ja, 3 sekondes is 'n baie vinnige tyd. Dus na my mening is daai sniper 'n baie ervare, hoogopgeleide man gewees. Hy het presies geweet wat om te doen, en die skieter is geneutraliseer binne 'n paar sekondes nadat hy begin skiet het. So ja, dis die lang rekord daarvan. Dis baie interessant. Die sniping en anti-sniping wat hier so plaasgevind het. Hy is inderdaad in die kop geskiet, of laer, lyk vir my, as ek die foto's reg kyk, waar die entry wound rondom die bokant van die kakebeen sou wees, en die exit wound is meer na die onderkant van die nek toe van die teiken. Met ander woorde, alles daar binne is vernietig, en ja, dit sou 'n oombliklike dood gewees het. Al die slaghare is afgesny, waarskynlik die impak van die koel self sou nek gebreek het. Die brein sou letterlik ontplof het. Skus, ek wil nou hierdie goeie maar noem wat dit is. Natuurlik nou, mense wat nie vuurwapens ken nie, die vuurwapen self laat of die koel self laat nie jou kop ontplof nie. Dis maar 'n stukkie metaal wat baie vinnig beweeg, maar die impak maak die kinetiese energie wat ingaan in die teiken maak dat dit baie keer baie groot skade veral in sagte weefsel aanbring. Goed. As dit been tref natuurlik, been skatter binne in die liggaam wat op sy eie dan ook baie skade maak. So ja, ouens, my siening van hierdie ding, ons gaan waarskynlik van die amptelike ondersoek hoor, daar was nie mense wat saamgewerk het nie. Ons ken die Amerikaners teen hierdie tyd, hulle skiet geredelik op hulle presidente. John Wilkes Booth wat destyds vir Lincoln geskiet het. Ander voorbeelde, die mees bekende is natuurlik JFK. Die JFK geval wat tot vandag toe nog gesien word as 'n totale toesmeer van wat werklik gebeur het. Lee Harvey Oswald is daai tyd uitgewys as 'n lone shooter. Hy het self in soveel woorde geskreeu, I'm just a patsy, I'm just a patsy. Ja, die Ronald Reagan skietery, party van ons ouens wat in die 80s al TV gekyk het. Ek was 'n klein seentjie toe ek die aand op SAIK nuus. Ek dink ons het SAIK 1 gekyk of iets. Ek kan nie meer die stasies onthou nie. Was dit nog 'n skok vir ons almal om te sien hoe president Reagan geskiet was. Weer eens nie een van Reagan of Lincoln, nou praat ons van die 1860s, ek dink 1865, nee. As hulle is geskiet met pistole, met ander woorde, 'n assassin wat aan 'n baie nabye afstand van hulle af met 'n handwapen hulle geskiet het. In die geval van JFK was dit natuurlik 'n langafstandskoot, 'n sniping geval gewees met, ironies genoeg, 'n baie akkurate Italiaanse wapen. Ja, ek dink die mense is bewus daarvan het. Die vuurwapen wat hy gebruik het is van Italiaanse afkoms gewees, en is inderdaad 'n baie akkurate vuurwapen gewees. As ek reg onthou was die kaliber 308 gewees. Ek kan nie my baie mooi vergewis met daarvan. Ek sal moet gaan oplees. So ja, die Amerikaners is in die gewoonte, wil ek amper sê, as 'n mens dit so kan noem, om maar na hulle presidente te skiet en 'n potshot te vat. En die verslag wat uitkom daarna is maar gewoonlik dat dit 'n lone gunman was wat net eenvoudig op sy eie opgetree het, en die verslag word geargiveer, en dis die einde van die storie. Terwyl ons almal weet, politieke assassinations werk nie so nie. Daar is selde maar nie 'n komplot wat agter die skerms gesmee was nie. Goed. Dit was maar net so oorsigtige video rondom die ding van Trump. Ek hou dit met 'n valkoog dop om 2 redes. Grootliks die eerste is dat ek natuurlik intens belangstel in die politieke aspek daarvan. En dan die ander aspek is natuurlik omdat ek 'n vuurwapen entoesias is. So dis my verskriklik interessant die scenario wat hier afgespeel het. Ek gaan daai ballistiese verslag wat ek doodseker die goed sal gepubliseer word, sal ek natuurlik in groot besonderhede gaan bestudeer. Is altyd interessant hierdie goed. So ja, maar kom ons kyk hoe hierdie ding uitspeel. Kom ons kyk die gevolge polities, sosiaal, media en so meer ensovoorts. En ja, ek wil nou nie dood oor president Trump spreek nie, maar ek dink
ek dink as dit een keer kon gebeur, ons het gesien hoe maklik dit gebeur, is daar heel waarskynlik 'n klomp lunatics wat nou daar buite sit en dink, maar as hierdie seun dit amper reg gekry het, dan wat is die kans dat ek dit nie miskien ten volle gaan reg kry nie. So die deur is oop en dit is 'n gevaarlike deur wat oop is. So ja, ons sal in die toekoms sien hoe die ene uitspeel. Nou maar toe ouens, lekker dag verder vir julle. Ek hoor hier's 'n klomp ouens wat COVID het. En ek weet is COVID want Casper Kreer daar onder in die Vrystaat, my prokureur daai kant, hy was vir 'n wyle nogal baie siek gewees. Ou Casper het dan baie mooi herstel weer. Een van my ou goeie vriende hier bo in Pretoria het ek nou met hom gepraat net voor ek op video gegaan het. Hy was die laaste week doodstil. En ek vra toe van hom, hoor jy, is alles reg daar by jou? Hy sê vir my, ek leef met COVID. Ek is plat getrek deur COVID. So ja, die gogga loop ook weer. Gelukkig is ons daarom nou verby die punt waar hulle vir ons met allerlei goggas wil inspuit om die ander gogga dood te maak. So ja, dit toe. Lekker dag vir julle.